Hallo en welkom by Pasella. Dis weer tyd vir ons manne om hulle staal in die kombuis te wys met 'n kookkompetisie by die ICA net buite Stellenbosch. Dit mag ook lyk asof ek en Dieter soos twee goeie ou vriende rustig hier so sit en koffie drink, maar die waarheid is veel meer donker. Hulle sê mos jy moet jou vriende naby jou en jou vyande nog nader. Julle moet net onthou, ons twee moet daardie kos proe. So ons wil nie met maagpyn sit nie, hoor. Karel, kom ons los die twee eers alleen en ek en jy gaan kombuis toe. Paul en Dieter kry elke mandjie met bestanddele en 'n resep. Hulle kook apart en aan die einde word 'n wenner aangewys. Maar eers demonstreer Karel die dis. Vandag gaan die manne hopelik vir ons veerligte meringues voorberei wat hulle later moet omskep in 'n bessie pavlova. Die eerste stap is voorverhit die oond tot 120 grade Celsius. Ek dink daarom hulle sal dit kan doen. Daarom moet hulle direk wegspring om hulle bakpaad voor te berei. Daarna moet hulle met 'n potlood die grootte van die meringnessies op die bakpapier afteken. Dink jy hulle het 'n passer nodig daarvoor? Ag nee, hulle moet net 'n vormpie so plus minus 9 cm groot soek in die kombuis. Daarom begin ons met die meringue en ons gaan ons eierwitte klits. Dit is nou kamertemperatuur wat ons verkies, want dan is die proteïene daarin baie ontspanne en hy gaan beter klop. Ek sien jy het hier 'n wenk. Jy sê as mens 'n koperbak gebruik, het jy nie die kremetart nodig nie. Ja, die kremetart is eintlik net 'n suur en dit verhoed dat die proteïene oorkoaguleer en die swaalbindings in die koperbak doen presies dieselfde. En as jy nie koper het nie, liefs in glas om te klop. Wel, ons eierwitte is nou skuimerig. Ons voeg nou die sout by en dan gaan ons aanhou klop totdat ons stywe puntstadium kry. En sodra ons dit bereik het, voeg ons dan ons suiker geleidelik by totdat daar so 'n kwart van die suiker oorbly. Die laaste kwart van die strooisuiker vou ons dan met 'n metaallepel in sodat hy aan die einde vir ons 'n mooi brostekstuur kan gee. Maar weet jy, ons mengsel is nou reg. Ons gaan dit nou met jou hulp in 'n spuitsak sit. En as jy nou nie 'n assistent het soos ek vandag het nie, gaan jy dit in 'n regophouer net jou spuitsak daarin sit, net omdat hy regop staan, meer stabiliteit. Ons gaan begin deur 'n basis te spuit, mooi spiraal te vorm en dan so 3 ringe bo op die basis net om die bakkie of nessie te vorm. Hierna gaan dit oontoe totdat dit droog en krakerig is, ongeveer 45 minute. Karel sê as dit maklik van die papier gelig kan word, is dit droog. Sy laat die meringnessies afkoel en skep dan geklopte room binne-in. Bo-op kom vars vrugte en dan word dit in 'n bessie koelie gesit as finale afronding. Nou vir die manne. Kyk, ek was nou redelik vol bravado en lekker mededingend voor Dieter, maar die feit van die saak is my kookvernuf het regtig nie veel verbeter sedert verlede jaar nie. So hierdie gaan vir my nogal 'n groot verrassing wees en potensieel onaangenaam. O my aarde. Voorverhit die oond tot 120 grade Celsius. 120 grade Celsius. Ek dis gedoen. Berei bakplaat voor as volg. Okay. Nou goed, hierso is dan iets waardevols. Hulle sê hier's 'n paar chef wenke. Suur kremetart ontspan proteïen en sal dus die meringue stabiliseer dit te voorkom dat die albumin oorkoaguleer en platval. Ek weet jy sien die moeilikheid as 'n kookles soos 'n chemieklas klink. Maar kom ons begin maar met die bakplaat. Right. Okay. Ons het potlood, sirkels met 'n deursnee van 9 cm. Ons het maar so 6. Okay, daar gaan ons net 4 op sit. Ek sien 6 gaan nie pas nie. Dis 'n bietjie van 'n Picasso sirkel. Right. Eierwitte. Wow. En ek vat die klitsapparaat. Dit word geklits tot 'n stywe puntstadium. Ek dink dis nog 'n eentjie weg. Klits eierwitte tot skuimerig, voeg sout en kremetart indien nodig. Ek weet nie, is altyd as dit nodig is, dan weet ek nie, is dit nodig of nie. Kom ons sit dit maar by. Dit is vir die interessantheidshalwe. Ek hoop nou maar hier is die sout en nie die strooisuiker nie. En dan so ek sê seker lekker met taart nie. Ek gaan nou aanvaar hierdie mag dalk dit wees of hierdie is die strooisuiker. Dit is nou die vraag. Weet jy wat? Ek's braaf. Dalk 'n bietjie onnoosel, maar beslis braaf. Hey julle, hierdie is harde werk. Hoe gaan dit hier? Dit gaan goed. Die resep is nie te moeilik nie. So ver hier. Maar is onder beheer. Ek's nou besig om my eierwitte in 'n stywe punt te kry. Ek is baie geïnteresseerd. Hoekom het jy gekies om 'n glasbak te gebruik? Maar weet jy dis hoekom ek dit gedoen het? Want hulle het gesê ek kan of die kremetart doen of die koperbak, né? Ek dink dis seker stywe punt stadium. Hulle sê voeg 4 eetlepels suiker by en klits goed.
En hier is die volgende uitdaging. Daar's geen eetlepel nie. Daar's wel 'n teelepel. So die vraag is nou seker, hoeveel teelepels gaan in 'n eetlepel? Kom ons sê maar 2. 4 eetlepels. Ag nee, wat. Ek het mos 'n soetant. Hou aan met bogenoemde proses totdat 3/4 van die suiker bygevoeg is. Maar is dit nou 'n 3/4 van die 3 lepels of 3/4 van die res van die suiker? Kom ons gooi maar al die suiker by. Oeps. Moes dit alles op een slag ingegooi het. Okay. Die mengsel moet styf en blink wees. Klink goed genoeg? Styf en blink. Ek sê hier is omtrent 'n 3/4 nou. Nou is hulle vou die oorblywende suiker liggies met 'n metaallepel in. Hier is dan 'n lekker groot lepel hier vir ons. Dit lyk of Paul nie heeltemal die stywe punt stadium verstaan nie. Sy mengsel is beslis nog nie genoeg geklits nie. So gaan dit nie vorm behou wanneer dit op die sirkels uitgedruk word nie. En neem ons die suiker. Kleine net daar. Suiker 'n bietjie invou hierso. Wat ek dink so iets is. Seker tyd dat ons proef hierdie ding daarom reg gewerk. Is baie suiker in. Ek gaan nog 'n bietjie met invou. Wel, niemand gesê ek moet dit netjies doen nie. Wow! En druk vooruit. Goed. Goed, so nou spuit spiraalvormige basis en vorm die rand met plus minus 3 lae meringue sirkels. Ek weet nie of dit reg is nie. Dit lyk amper soos 'n spiraal en is 'n sirkel, so kan seker nie te ver verkeerd wees nie. Miskien maar 'n bietjie hier uit. Ons druk hom nou hier in. 3 lae om die kante. My aarde. Ek begin wonder of hierdie pogings my reg is. Miskien moet ek nog 'n derde opsie ook oorweeg. So vir die derde een gaan ek dit doen en dan gaan ek vir my 'n basis, want ek besef hierso moet dalk iets nog onder hierdie 3 ringe vir my wat nou besig om so plat te val. So kom ons maak so. Daar's my basis. Moenie so hard konsentreer nie. Hey, dis moeilik hoor. Jy het nie vir my 'n prentjie gegee nie, so ek moet nou maar half kreatief begin raak. Jy het 'n bietjie gemis dat daar staan meringue nessies. O, maar hoekom sit julle nie die nessie deel bo nie? Ek het net van bo af begin en alles gedoen wat julle sê. Jy die resep eers deurlees voor jy begin. Goeie wenk. By Paul het dinge aansienlik minder suksesvol verloop. Okay. Hoeveel punte tel kreatiwiteit in hierdie oefening? Want ons eet eers met ons oë, so ons sal maar sien hoe lyk jy daaroor. Ek vind nie regtig om wat hulle dink nie. My ouma dink ek spesiaal. Miskien as die resep gesê het maak 'n meringue bord, Paul. Hierdie is nou my beste poging. So ek dink is tyd dat hierdie skyimpies nou veerligte meringues raak in die oond. Dieter se meringues is nou wel nie heeltemal nessies nie, maar Paul sit met 'n groter gemors want syne loop die hele pan vol. Maar wag 'n bietjie. Ek het 'n plan hierso. Dit gaan soos 'n hasie of een of ander gediertjie wees. As ek hulle nie kan wen op smaak nie, dan gaan ek hulle wen op oulikheidsfaktor. Voilà. Kuns uit die boonste rakke. Miskien die oonse boonste rak, maar wat die gesegde betref, dalk nie heeltemal in die kol nie. Dieter klits solank sy room vir die vulsel, maar dit lyk al soos botter. Dalk tyd vir ophou, chef. Soos jou meringue sal nie oond. Ja, Janne? Ja. Ja. Ja, nee. Okay. Dit was tyd om uit te vind wie van die twee weet waar David die wortels gegrawe het. En ek dink ons weet reeds wie dit is. Die vraag nou is, hoe kreatief kan Paul raak met die versierslag? Okay. Kyk, soms werk dinge net mooi perfek uit. En soms nie. Dieter se lyk beter, maar oorgeklits is sy room beslis. Sy room is op. Goed, ek het 'n bietjie van 'n probleem. Die meringue kom nie van die papier af nie. En al wat hierdie probleem gaan oplos, is om mooi netjies om die papier te sny en net nie vir die beoordelaars dit te sê nie. Nou gaan ek begin met my hasie garneer.
Ons gee hom 'n lekker wit pelsie. Gaan eers met die nekkie af. Dalk so 'n bietjie daar by die stertjie ook. Daar sy neusie. Skielik vir my 'n mooi oogie ook gee. En nou, ek weet nie mooi wat hierdie is nie, maar op hierdie stadium kan ek enige hulp gebruik wat ek kry. So ons begin, ons gee vir hom daar so 'n snorbaarde. Dit is natuurlik die koelie waarop Carol haar meringnessies bedien het. Dieter het darm 'n effe beter plan daarmee. Haal so 'n paar wimpers, net om die meisies se harte sag te maak. Die harte sal miskien sag word, maar of die palet in 'n beswyming sal ingaan, is sterk te betwyfel. Wel, dis gedane sake, want Carol en Vicky wag vir die proe en beoordeelslag. Is dit hoe dit moes gelyk het? Oh, wow, nice pizza. Okay. Dis aas. Spaal, ek weet nie of ek die resep verkeerd gelees het nie, maar moes nie in 'n spiraalvorm gewees het nie? Daai stertjie met die room. Wat sê jy dit nie? En as ek so die meringue sny, hy's definitief bros. Wel, hy het definitief plat geval en ek sien sy papier steek nog so bietjie uit. So ek lei af, hy was nog bietjie rou en jy kon hom nie optel nie. Ja, ek wou net gehad het moet soos 'n simbool van 'n liefdesbrief wees. Jy het nooit by jou stywe punt stadium uitgekom nie, nê? Ja, ek dink ek was so 'n bietjie oorhaastig. Dieter, ons kyk na joune. Dit lyk baie beter. O, sy tekstuur is baie goed. Hy's nog so sag binne, soos 'n pavlova moet wees. En hy's bietjie bros aan die buitekant. Wie in jou opinie is die wenner hierso vandag? Definitief Dietersen. Wat? Ek weet. Wel daai het ons dit nou. Arme Paul se ego het plat geval en Dieter is gekroon as die Pavlova prins. Pavlova prins. As jy nog nooit 'n meringue kon regkry nie, dink ons jy besef nou terdee die belang van die stywe punt stadium. Kry Carol se resep op ons webwerf en geniet die oefen.